Mongolië, 'n land van nomadiese tradisies en uiterste klimate, bied beide uitdagings en belonings vir sendingwerk. In die hoofstad, Ulaanbaatar, werk Danilo, 'n Adventiste vrywilligersdienssendeling, nou al 2 jaar lank as Engelse onderwyser en assistent predikant by Tuskegee Skool. Sy sendingreis, gevorm deur sy toewyding aan God se leiding, het hom vanaf Mexiko na Saipan en nou na Mongolië gelei. Ek het in daardie tyd besluit dit is vir my belangrik dat ek God waarlik toelaat om my te lei en om binne sy wil te lewe. Om op hom te vertrou en sy leiding te volg, het my na Mongolië gebring. Sendelinge ervaar dikwels uitdagings soos om 'n nuwe taal te leer. By Tuskegee Skool het Danilo die uitdaging van godsdienstige uitbeperkings gehad, wat beïnvloed het hoe hy met sy studente kon werk. Ons mag nie openlik saam met hulle bid of selfs die Bybel lees of oor God praat nie. Ons fokus regtig daarop om Bybelse waarhede te demonstreer en kommunikeer dit deur karakteropbouing. Dit is werklik 'n groot seën om te sien hoe God steeds werk, selfs al is daar beperkings. Danilo kyk verder as akademie. Hy kweek 'n klas geken aan medelee en geestelikheid. Elke klas begin met iets uniek, met 'n sin van liefde en omgee. By sy studente inboesem, iets waarmee hy 'n koneksie met hulle kan maak. Ek hou daarvan om my klas elke dag te begin met 'n paar geestelike liedjies. Hierdie jaar het ons vir hulle Peace Like a River geleer. Verlede jaar was dit This Little Light of Mine. Hy is soveel pret, hy is soos 'n vriend vir ons. Hy is ons motiveerder, hy moedig ons aan om groter en beter te wees elke dag. Hy sal elke les begin deur te sing en ukulele te speel. Dit maak elke student lus vir die les en help ons ook om dit beter te verstaan. Hier kan temperature val tot -40 grade en taal kan 'n groot uitdaging wees om te kommunikeer. Maar Danilo en sy familie skram nie weg van hierdie probleme nie. Hulle bou betekenisvolle verhoudings en demonstreer God se liefde. Ons het werklik 'n groot poging aangewend om God te verteenwoordig soveel as wat ons kan deur wat ons doen. En dan is jy onseker van wat die resultaat gaan wees. Maar om dan te kan sien dat hulle verstaan dat die liefde van God deur ons werk, dis in der werklikheid 'n groot getuienis. Jou dade is baie belangriker as jou woorde. Danilo koester verandering in sy bediening as sendeling, onderwyser, en dit is terselfdertyd moeilik, maar ook verrykend. Hy nooi ander om ook deel te hê aan hierdie belonende ervarings as 'n Adventiste vrywilliger sendeling. Om 'n Adventiste sendeling te word, sal jou lewe verander. Wanneer ons uit ons gemaksone kom en kies om God se leiding te vertrou en hom toe te laat om 'n plek vir ons te kies, soos hier deur AVS, sal jy 'n lewensveranderde ervaring beleef, waar jy werklik God dieper sal leer ken. Jy sal jouself ook beter deur God se oë kan sien, en jy sal betekenisvolle verhoudinge kan bou. Dit is werklik 'n groot seën. Vir die wat geïnteresseerd is om te bedien, maar onseker is, het Danilo 'n paar inspirerende woorde. Ek wil julle aanmoedig om te bid. Bring dit na die Here en sê, God, waar U my lei, sal ek volg. Ek wil graag binne U wil vir my lewe leef. Dit is die beste besluit wat jy nog ooit kon gemaak het. Jy sal 'n groot vrede en vreugde ervaar en enige uitdaging sal jy oorkom deur die wete dat jy in sy hande is. Die familie het ons gebede nodig. Bid asseblief dat ek en my familie God op die beste manier moontlik kan verteenwoordig. Ons doel is uiteindelik om ander na Christus toe te lei. Dit is die belangrikste. Indien jy meer wil leer omtrent hierdie vrywilliger bediening geleenthede van die Adventiste, besoek gerus www.5.com. Dankie dat u die sending van die 7de dag Adventiste ondersteun.